Goeiemôre vriende, wat 'n wonderlike voorreg om 'n nuwe dag tegemoet te kan gaan in die naam van die Here. Ons dank die Here dat hy ons deur nog 'n donker en onbekende nag gedra het en dat hy ons opgewek het om dan die nuwe dag in sy naam tegemoet te kan gaan. Mag die Here ons ryklik seën wanneer ons rondom sy woord verkeer en mag die Here vir ons dan ook seën en opbou in die allerheiligste geloof. Ons is tans besig met die reeksie wat handel oor wat is jou en my wêreldbeskouing. Nou ons het al reeds gepraat oor die gedagte, waar kom u en ek vandaan? Waarom is ons hier? En ons gaan vanmôre stil staan en kyk na die gedagte, wat is die probleem met hierdie wêreld? Kom ons bid saam, bid ons vir wysheid en dan gaan ons stil staan by hierdie kosbare gedagte om te sien wat die Here vir ons wil kom leer. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons die voorreg het om nou te kan vra dat u vir ons sal help om die woord te verstaan, om dan ook 'n beter verstaan te hê van waarom u ons op hierdie aarde geplaas het. En ag Here, mag ons dan ook so met blydskap ons pad saam met u bewandel om u te verheerlik en dat ons as die Emmausgangers van ouds ook sal sê, ons harte was brandende in ons toe ons die woord van die Here gehoor het. Dankie dat u Gees dit in ons harte lewend maak. Ons loof en prys u naam. Amen. Nou vriende, vanmôre gaan ons by die derde vraag stil staan wat mense kwel deur die eeue. Nou die vraag wat ons vanmôre gaan hanteer is, wat is die probleem met hierdie wêreld? Ons het nou gekyk na waar kom ons vandaan? Ons vir u gesê, waarom is ons hier? En dan, wat is die probleem? Weereens die twee beskouinge, die wêreld aan die een kant en aan die ander kant dan, wat sê die Bybel? En ons moet elke keer toets wat ons wêreldbeskouing is. Is ons Bybels korrek of is ons maar kop in een mis met die wêreld wat volksvreemd en Bybelsvreemd dink en dan ook optree op 'n manier wat God nie behaag nie? Nou as ons hierdie vraag voor die wêreldling gaan neerlê, wat is die probleem in hierdie wêreld? Dan sal hulle hoofsaaklik vir jou twee dinge uitwys. Hulle sal sê dat die groot probleem is dat mense nie genoeg tersiêre opleiding kry, sodat hulle meer intelligent en meer geleerd en meer opgevoed kan wees om dan 'n goeie burger in die wêreld te wees nie. En dan sal hulle ook sê die ander probleem is dat ons swak regerings het. Soos ons 'n beter regeringsstelsel het, meer en beter mense aan beheer van hierdie wêreld, dan sal dinge met ons beter gaan. Die vraag is dit so? Ek dink, as ons net dink aan die tersiêre opleiding, dan dink ons aan die duisende en miljoene reg oor die wêreld wat hoogs gekwalifiseerd is, maar in hulle harte boos is, en ons kry eintlik maar net gesofistikeerde sondaars, wat baie slimmer is in die doen van hulle sonde, omdat hulle harte en hulle boosheid hulle dryf, en die kennis wat hulle opgedoen het, hulle slimmer maak in hulle sonde en in hulle boosheid. Ons dink aan regerings. Het regerings al ooit 'n oplossing gebring? Nee. Vriende, deur die eeue, van die begin, sien ons hoe regerings nie 'n oplossing kan bring vir die probleme wat daar is nie. So, wat is die wêreldse beskouing? Hulle sê daar moet beter tersiêre opleiding wees, mense moet beter regerings daarstel, en dan sal dit beter gaan in die wêreld. Nou, wat is die probleem? Wat sê die Bybel? Wat is die probleem met hierdie wêreld? Die Bybel gee vir ons alreeds die antwoord daar in Genesis, die 3de hoofstuk. Jy onthou, nadat die Here vir Adam en Eva geskaap het, het hulle opdrag gegee om nie van die boom van kennis van goed en kwaad te eet nie. Die Bybel sê, die dag as julle daarvan eet, sal julle sekerlik sterwe. En dan sien ons dat hulle van die boom eet en sonde kom in hierdie wêreld. So, die grootste probleem is nie 'n gebrek aan tersiêre opleiding of 'n gebrek aan swak of beter regerings nie, dat ons swak regerings het nie. Die groot probleem wat ons in die wêreld mee sit is sonde. Met ander woorde, rebellie teenoor God. Die feit dat ons die teiken mis, dat ons die doel mis waarom God ons hier op hierdie aarde geplaas het. Dink maar net mooi. In Genesis 2 vind die sondeval plaas, of in Genesis 2 is die skepingsverhaal klaar vertel, Genesis 3 vind die sondeval plaas, en ons sien die onmiddellike resultaat in Genesis 4, dat Kain vir Abel vermoor. Ons sien al reeds in Genesis 6, dat die boosheid van die mens so groot was, dat die Here berou in sy hart gehad het, dat die mens gemaak het, en ons lees van die groot wêreldvloed. Ag vriende, en reg deur die geskiedenis lees ons hoe sonde absolute anargie saai, verwoesting saai, huise opbreek, mense in boosheid en in sonde laat verval, wreedheid, misdaad, moord, doodslag, verkrachtings en leuns, 'n haat vir God, 'n opstand teenoor sy waarheid,
bedrog, kwaadpraat. Ons kan hierdie sondes een na die ander noem. En vriende, dit is die probleem met die wêreld. So as jou wêreldbeskouing vanmôre is dat, ag, ons is maar net swak opgelei en ons het swak regerings, dis kom ons sit waar ons sit, dan mis jy absoluut die doel. Die Bybel sê ons sit waar ons sit, omdat ons gerebelleer het teenoor 'n heilige God, sonde in hierdie wêreld ingekom het, en nou sê Romeine 5 vers 12 vir ons, daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. U sien, die Bybel is baie duidelik daaroor dat almal gesondig het. En dit is vir my so interessant as jy die woord verder bestudeer, die effek wat sonde op mense het. Die Bybel leer vir ons daarin die baie bekende Galasiërs, die 5de hoofstuk. Nou die meeste van ons ken die 22ste vers wat praat oor die vrug van die gees, maar as jy net so 'n bietjie opbeweeg, dan staan daar, en die werke van die vlees is openbaar. Met ander woorde, die werke van sonde word geopenbaar in hierdie volgende dinge, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brasserye en dergelike dinge waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. U sien, is die probleem van ons lewe, is daar is sonde wat ons deel geword het. Daarom sê Psalm 51 vers 7, kyk, aan ongeregtigheid is ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang. Psalm 58 vers 4 sê, die leenspreker dwaal van die moederskoot af. U sien, van ons geboorte af is ons vasgevang in sonde, en ons wil is onderworpe aan sonde, en ons wil die sonde doen en lief hê en omhels. Daarom hoef ons niemand te leer om te sondig nie. Hulle sondig van nature, omdat hulle harte boos is, hulle so gebore word. En vriende, dit is die probleem op hierdie aarde. Die probleem is dat mense lief is vir sonde. Die Here sê, hy het na sy eie mense gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Hoekom nie? Want hulle die duisternis liewer gehaat as die lig, want hulle werke was boos. U kan die boek Romeine gaan lees, vanaf die 18de vers, lees ons die vertelling, hoe Paulus dan ook skryf, hoe mense dan in boosheid die waarheid onderdruk. Die Here skryf daar so in die 18de vers, want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. U sien, mense ken die waarheid van God, maar die groot probleem is hulle het sonde lief, en sonde is die enkel grootste probleem op hierdie aarde. Luister, ons is nou nie heeltemal naïef om net 'n eenvoudige antwoord te probeer gee nie. As jy enige boosheid, enige sonde, enige gebroke verhouding, enige ding gaan terugvat, dan kan jy terugvoer na die sondeval waar die mens in rebellie teenoor God opgestaan het. Ek vra vanmôre vir jou, wat is jou wêreldbeskouing? Is jou gedagte, as daar net beter tersiêre opleiding is, as mense net meer geleerd is, sal dit beter gaan, as ons net beter regerings het, sal dit beter gaan, of het jy 'n Bybelse wêreldbeskouing? Dat ons sit waar ons sit, omdat sonde en ongeregtigheid deel van die mense lewe geword het, deel van die samelewing, en die Bybel sê tot alle mense deurgedring het, omdat alle mense gesondig het. Daar was net een goeie, sondelose mens wat op hierdie aarde geleef en gewandel het. Dit was die Here Jesus Christus, en die sondaars het hom gekruisig. Die een wat redding sou bring en redding kom bring het, wat het hulle gedoen? Weg moet hom, kruisig hom. In sy plek het hulle 'n moordenaar met die naam van Barabbas gekies. En dis presies vandag nog die probleem, waarom ons sit waar ons sit. Daarom is die evangelie van Christus belangrik, om vir ons te kom leer dan ook, oor die oplossing van hierdie groot probleem. Dis vanmôre se boodskapie, vriende, ek wil hê jy moet vandag daaroor dink. Die probleem met hierdie wêreld, is nie hierdie goed wat die wêreldlinge vir ons wil sê, ons moet doen en dan sal dit 'n beter plek word nie. Die probleem met hierdie wêreld is sonde, want die Satan is die een wat sonde aanvuur en boosheid promoveer, en daarom sit ons waar ons sit. Mag die Here ons wysheid gee om vandag oor hierdie saak te dink, wat môre kom ons by die oplossing vir hierdie groot probleem, wat die wêreld aan die een kant sê, wat die Bybel sê, en hoe ons dan ook God kan verheerlik deur ons Bybelse wêreldbeskouing. Mag die Here u seën, mag hy met wysheid bekragtig, en mag hierdie saak insink in u hart, sodat u vrug kan dra
wat by die bekering pas. Kom ons bid saam. Hemelvader, dankie dat ons vanmôre hierdie woord met mekaar kon deel. Ons bid dat U nou wysheid sal gee, dat ons dit nie sal vergeet nie, maar sal oordink, en dat ons sal wandel volgens U waarheid tot eer van U naam. Amen. 'n Mooi en 'n geseënde dag vir U. Ons praat weer later, en ons bid dat die Here vir U sal gebruik in sy diens tot sy eer. Amen.